Mense, goeiemôre, dis koffietyd by die rots, saam met my Frik Weideman. En op hierdie pragtige woensdagoggend groet ek jou uit die hartjie van Namakwaland. Nou mense, hier by koffietyd wil ek vandag met jou gesels oor die woordjie salwing. Ek onthou as 'n jong seun in my ouerhuis, en wat ek nou gaan sê, bedoel ek nie enigsins afbreekend of neerhalend teenoor my ouers nie, maar dis asof ek vanoggend die woorde hoor, asof dit gister oor my lewe uitgespreek is. Ek onthou as 'n jong seun en ek kom by my ouers en ek sê, hoorie pappa en mamma, ek môre moet ek dalk R10 of R20 skool toe neem, dis nou weer atletiek en dit is rugby of dis cricket of dis 'n konsert of wat ook al, dan hoor ek hierdie woorde. Man, dink jy geld groei op my rug? Dink julle dat geld val somme uit die hemel uit? Hoekom wil hierdie skool altyd geld hê? En nou kom hierdie normale vraagie van, papa en mamma, ek het geld nodig, die skool wil dit hê, en dis vandag die deadline, ek moet vandag, dan is dit 'n debat, dis 'n argument. Dink jy ek kan sommer net buitekant toe stap en gaan note afpluk van 'n boom af en dit val uit die hemel uit? Onthou julle daai gesprekke, hoor my stemmetjie. Nou dit klink asof ek dit nog gister gehoor het, en ek het as 'n jong seun besluit, ek gaan daai vloek breek. Ek wil daai vloek breek. Ek wil nooit as ek 'n pappa wees en my kinders kom by my en hulle vra van my, ek gaan nie alles vir hulle gee nie, ek gaan my grens hê, maar ek gaan nooit hierdie woorde gebruik, ek het nie geld nie. Ek verklaar altyd in my lewe, solank ek myself ken, sê ek altyd, ek het genoeg, ek het meer as genoeg. Abba, dankie dat U my seën ver meer as wat ek kan dink, doen of vra, veral in terme van finansies. En ek het as 'n jong seun besluit, ek gaan finansies my vakgebied maak. Ek wil weet waaroor dit gaan. Hoekom sukkel almal met wie ek praat sukkel met finansies? En ek dink dis ook 'n gebrek aan kennis. En dis hoekom my volk ten gronde gaan, ook as gevolg van 'n gebrek aan finansiële kennis. Ek bedoel, mense spandeer, en dan kom hulle teen die einde van die maand en word, waar's my geld? En dan beskuldig hulle die bank. Hulle beskuldig ander mense behalwe hulle self. Mense, hou op spandeer. Nou, ek het besluit as 'n jong seun, ek wil hierdie vakgebied bestudeer. Ek word toe 'n rekenmeester. Ek en Amela, my vrou, my pragtige bruid, ons het vir 25 jaar het ons rekenkundige praktyk gehad. Ek was 'n bestuurskonsultant gewees en ek het maatskappye se finansies bestuur. Ek het my eie finansies bestuur. Frik, het jy al droog gemaak? Het jy al verkeerde finansiële besluite geneem? Ek het al 'n paar verkeerde besluite geneem. Maar Abba gee my net die salwing om weer te kan opstaan en aan te gaan, en nie om daai foute wat ek gemaak het, weer te maak nie. Dis salwing. Salwing is nie noodwendig altyd in die kerk nie, hoor. Salwing waar ek 'n mic vat en ek preek, of ek sing, of ek kan 'n gitaar speel, of die dromme, of ek staan by die deur en ek groet. Dis nie altyd salwing nie. Mense, weet julle wat is salwing? Salwing is om afgesonder te wees in 'n spesifieke area, en daai salwing word gedryf deur Elohim om 'n spesifieke doel te bereik in jou lewe. En dis hoekom jy verskillende soorte salwings kry. Jy kry 'n finansiële salwing, jy kry 'n profetiese salwing, jy kry 'n salwing van wysheid, jy kry 'n salwing van elektronika. Mense, moenie vir my elektroniese goed gee nie. Ek gaan daai ding verwoes. Maar gee hom byvoorbeeld vir iemand anders en hulle werk met daai elektronika. Dis net asof dit werk. Ek het byvoorbeeld nie 'n salwing om my foon daar in die dieper dinge van my telefoon in te gaan nie. Ek gee dit vir iemand anders wat die salwing het. Dis net, hulle druk 'n knop hier, hulle druk 'n knoppie daar en woeps, alles werk. Ek sukkel vir 2 ure. Ek het nie daai salwing nie. Jy kry 'n salwing finansies. Jy kry 'n salwing om 'n prokureur te wees. Jy kry 'n salwing in verskeidenheid van areas. Jy kry selfs 'n konstruksiesalwing waar iemand net die grond met die oog bestudeer. Dan kan hulle onmiddellik vir jou die kontourlyne bepaal soos wat die water gaan vloei. Dis 'n salwing. Wat 'n salwing het jy wat jy met ons kan deel hier by koffietyd? My salwing is finansies. Uiteraard het Vader my 'n ander salwing ook gegee om die woord van Skepper God te kan bedien. Ek onthou in my bedieningsjare in Johannesburg, as ek by maatskappye kom en ons het 'n biduur of ons het 'n gebedsessie by 'n maatskappy, dan kom ek by die eienaar, dan sê ek vir die eienaar, weet jy, jy's die koning. Ek is die priester. Jy het jou salwing, ek het my salwing.
Ek is nie jaloers op jou salwing nie. As jy hierdie maand 50 miljoen rand verdien, good for you. Ek eer Abba dat hy jou kom seën, dat hy jou kom salf het met dit. Maar ek bly in my posisie, ek bly in my reisies. Hierdie is my salwing. Ek wil nie jou salwing hê, hierdie is myne. Jy kan 'n salwing hê om 'n besigheidspersoon te wees. Onthou julle vir Abraham? Abraham het 'n salwing gehad om rykdom te bou. Hy het 'n salwing gehad om te vertrou in Abba, waarmee baie mense vandag sukkel. Onthou julle vir Josef? Hy was die ekonoom van Egipte. Daniël het die salwing gehad om konings te adviseer. Nehemia, as ek net dink aan Nehemia, hy het die salwing gehad, hy het 'n konstruksiesalwing gehad om die mure te bou van Jerusalem in 52 dae. So wat is jou salwing? Wat 'n salwing het jy? Want die oomblik as jy jou salwing ontdek, mense, verander jou lewe. Jou lewe verander as jy jou salwing ontdek, want dit bring jou verskil. Dit elevate jou, dit plaas jou bokant jou omstandighede. Jy moet net gaan bepaal, wat is jou salwing? Hoor gou wat sê die woord in Filippense 2 vers 10. Hy sê, want ons is sy maaksel. Ons is sy maaksel. So hy wil deur ons werk, hoor nou mooi, ons is geskape in Messia Yeshua die gesalfde, tot goeie werke, wat Elohim voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek en jy is met ander woorde geskep in wie? In Meester Yeshua, vir watter doel? Vir goeie werke, sodat ons daarin kan wandel, en wanneer ons daai suksesse bereik, ons hande sal ophef, en aan hom die eer, die lof en die aanbidding te gee. So salwing is nie noodwendig altyd in die gemeente nie. Salwing kan in die hof wees. Dit kan in die klaskamer wees. Salwing kan in die boardroom wees, waar Vader jou toerus met wysheid, met insig, met verstand. Jy kan 'n internet salwing hê. Ek kan vir ure sit om dinge te probeer uitsorteer, en ek roep jou en jy doen dit in 'n japtrap en is uitgesorteer. Salwing is nie noodwendig altyd net geestelik gerig nie. Daar sê die woord, hy sê jy is geskape in Meester Yeshua tot goeie werke, wat Elohim voorberei het, sodat ons daarin kan wandel in jou salwing. 'n Spesifieke doel, afgesonderd, sodat Elohim jou kan dryf en sy heilige naam word daardeur verheerlik. Elohim kan 'n prokureur gebruik met 'n regssalwing om 'n saak te wen. Jy dalk miskien 'n salwing om mense bymekaar te bring, om goed te fasiliteer. Jy dalk 'n administratiewe salwing wat jou administrasiewerk is 100%. Dis salwing. God kan jou gebruik as 'n CEO van 'n maatskappy met 'n salwing om hierdie maatskappy te laat groei. Hy roep een man. Hy roep vandag een vrou met 'n salwing. So by koffietyd wil ek vandag vir jou sê, stop om jou werk, jou besigheid, dit wat jy doen, af te gradeer. Om te dink, dis nie belangrik nie. Jy het 'n salwing om daai werk te doen. Jy hoef nie vandag te bedank om 'n pastoor te word of 'n dominee of in die bediening te wees nie. Jy's reeds in die bediening. Jy moet net jou salwing ontdek. En hier by koffietyd is dit my belangrik dat jy vandag sal stop en jouself gering ag in dit wat jy doen. Jy het 'n salwing om te doen wat jy tans doen. Mense, asseblief, moet dit nie vergeet nie. En hier by koffietyd, hier by die rots, in die hartjie van Namakoland, wil ek jou groet op hierdie pragtige woensdagoggend, en mag die vrede van Skepper God met jou wees, en mag jy vandag ontdek, wat is jou salwing, en dat jy daai salwing sal aanwend, en sal toelaat, dat Elohim jou sal dryf in daardie salwing tot goeie werke, sodat sy heilige naam daardeur verheerlik sal word. Mense, baie dankie, tot 'n volgende keer. Frik Weideman, Shalom.